Goeienaand vriende, welkom by ons Sabbatsluiting vanaand. Voordat ons begin, kom ons buig die hoofde. Ons dierbare Vader, ons sê vir U baie dankie Here vir die seëninge van omhoog wat ons vandag ontvang het. Here, baie dankie vir die woorde wat gespreek het, vir die gebede wat opgegaan het, die lofliedere tot eer en verheerliking van U naam. Here, vanaand wil ek kortliks praat, Here, oor 'n padkaart tot ons gebedswoorde, Here. Want Here, dit is moeilik baie keer om die regte woorde te kan vind, sodat ons dit kan opstuur na U toe. En ek wil vra dat U vanaand met my sal wees, Here, en met elke toehoorder, Here, dat die besef kan wees, Here, of ons kort gebed of 'n lang gebed doen, Here. Elke gebed het groot krag. Amen. Ek luister altyd na gebede en ek word diep getref deur individue se woorde wat gespreek word. En onlangs kom 'n persoon na my toe en hy sê vir my, Johnny, ek het 'n probleem in die sin daarvan dat my gebedswoorde voel vir my asof dit net doodgewoon raak. En partykeer voel dit vir my asof my gebedswoorde net heeltemal opgeraak het. En dit het my laat besef dat elkeen van ons dit nodig om weer terug te keer en ons padkaart te vind, sodat ons gebedswoorde weer tot uiting kan kom. Want partykeer voel ons dat wanneer ons bid, dat ons woorde ontoereikend is voor God. En daarom swyg ons baie keer om dinge voor hom te kan bring. En dit het ook 'n effek op ons geestelike reis. Want ons voel dat ons nie vooruit gaan in ons geestelike reis nie, dat daar iewers iets is wat tekort skiet in ons lewens. Toe ons kinders was, het ons sekere woorde geleer. Sekere gebedswoorde soos asseblief, dankie en amen. En soos wat ons gevorder het op ons gebedsreis, het ander woorde bygekom soos ons Vader wat in die hemel is, om U ontwil, nie uit verdienste nie, maar enkel alleen uit genade. En soos wat ons dan ouer geword het, het ons woordeskat verbreed. En woorde het bygekom soos lofprysing en danksegging en waardering ensovoorts. En ons het dan ook die tafelgebed gehad. En ons het dit nog steeds, waar ons die Here hardop dank vir die kos wat ons op die tafel het. Maar iewers in hierdie reis het ons gebedswoorde minder geword. Ons gebedswoorde het net doodgewoon geraak. En ons het tot die besef gekom dat ek moet iets daaromtrent doen. En dan kom die besef dat ek moet gaan stil lê en ek moet introspeksie gaan hou. En dan gaan ek in stilte en ek lê by die Here se voete neer en ek vra vir hom om vir my alles weer uit te pak. Alles weer mooi af te stof, reg te pak en op sy plek te kan sit. En dan luister ons meer intens na gebede, gebede van ons vriende, gebede van die voorganger by die eredienste, die gebede van ons leraar. Jesaja 30 vers 15 sê van ons, julle krag lê in stil wees en vertroue hê. Want stilte is ook dan vir ons
'n pad na die Here toe. U en ek hoef slegs te gaan kniel en ons harte leeg te kan maak. Ons hoef nie weer eens die wiel te herontwerp nie. So of ons nou 'n kort gebed bid en of ons 'n lang gebed bid, daardie gebede word vasgevat. Daardie gebede word deur Christus saamgevat. Want hy ken ons by die naam, hy ken ons swakhede, hy ken ons begeertes. Hy ken die vrae wat ons vra. En daardie gebede word dan vasgevat en voor die Vader gebring. So of ons woorde min is, of ons woorde doodgewoon is, daardie gebede word aanvaar. Daardie gebede wat u bid, het groot krag. En daarom is dit nodig dat ons hierdie komende week ingaan met die wete dat of ek 'n kort gebed bid of ek 'n lang gebed bid, dit het krag. Want u en ek sal altyd God se kragtelose kinders bly. En God sal altyd ons sterke Vader wees. So wees gerus, vriende, dat al u gebede word aanvaar. Dit word aanvaar deur hom wat vir elkeen van ons krag gee. Kom ons bid saam. Ons dierbare Vader, ons dank die Here dat ons die geleentheid het om weer eens 'n padkaart te kan vind. Here, ons dank u dat ons nie nodig het om ons te bekommer oor die woordeskat wat ons uiter nie. Want u ken elkeen van ons, Here. En u weet, Here, dat die woorde wat ons spreek opreg is, of dit 'n kort gebed is, of dit 'n lang gebed is, of dit 'n gebed is met min woorde, of 'n gebed is met baie woorde. U ontvang elkeen van ons se gebede, want u is die een wat ons krag gee, elke dag. Amen. Mag jy 'n geseënde week hê.